Hallo Doringkloof gemeenskap. Ons gaan vandag uit die Bybel uit saam lees. Sommer daar aan die begin van die Bybel by Genesis oor Kain en Abel. Kain en Abel is dan ook twee seuns mans wie se storie ons baie goed ken. En ons tema van vandag is dan ook die woede agter die woede. Want die ding wat jou laat ontplof is nie die ding wat jou vol gemaak het. Dis nie dieselfde ding nie. Verlede week het ons gesels van die paas en maas wat gerugby kyk het, hoe hulle seuns onder 20 rugby gespeel het by 'n klub rugby en later het die paviljoene dan ook moeilik geraak. Jy het nie gegaan om te gaan beklei nie, maar iets binne in jou wat jou pla het gemaak dat jy eintlik ook nog maar verkeerd op sou getree het op die paviljoen. En kom ons vat nog 'n voorbeeld wat ons almal nou sal ken is as jy nou huis toe ry op 'n Dinsdag middag 12 minute oor 5 en jou gedagtes is vol van jou eie probleme. Jy het jou bankrekening oopgemaak want jy moet jou kind 'n dokter toe vat. Hulle het gebel van die huis af, jou kind gaan haal en dokter toe vat en jy maak die bankrekening oop en jy sien jou Microsoft subskripsie het afgegaan en sommer netwerk 24 het afgegaan en nou is daar nie genoeg geld in die rekening van jou en jou lewe is net, jy weet jy begin so, wat gaan jy vir jou kind sê wat met dokter toe gaan en jy kom van 'n moeilike dag by die werk op. Hulle het begin praat van herstrukturering by die werk en dit pla jou dan ook regtig. En daai oomblik wat jy dan so ry huis toe gaan en as jy in 'n wêreld waarin jy net jou eie probleme in jou kop afspeel, kom daardie taxi en daai taxi sonder om 'n flikkerlig aan te sit, druk net sy neus hier voor jou in. En dan, daar gaan jy en jy druk die toeter. En jy druk die toeter baie lank. En jy waai en jy wys jou vuis sodat almal rondom jou kan sien, jy is nou kwaad. En dis iets wat jy nie gaan doen as jy, sê nou maar, ons gestel het nou Sondag by die kerk is of by jou maale, by die ouer huis gaan kuier het. Dit my gebeur in Doringkloof, eendag het ek so my eie gedagtes gehad en ek het rondgery en ek het voor iemand ingery en die persoon het ook 'n moeilike dag gehad en sy vinger vir my gebuis en venster oopgedraai en toe ek so lank om stop, sit iemand in ons gemeente en die oom was toe en ek baie skaam op baie stadium en jammer en ons het later lekker daaroor gesels, maar is daai punt wat jy kom, jy soek eintlik 'n verskoning wat jy kan beheer het. Daai oomblik wat iemand vir jou inry, het jy beheer daaroor, dan kan jy toeter blaas, dan kan jy 'n bietjie afblaas van alles wat hier in jou stoom. Vir daardie 3 of 4 sekondes voel dit amper goed. Iemand het uiteindelik gehoor, ek is kwaad. Jy kan nie so met my maak nie. Daardie taxi weet van niks nie. Daardie taxi ry ook maar net soos hy ry, want hy wil ook kinders by die dokter kry en hy moet ook sy rekeninge laat klop. Hy weet nie van jou bankboodskap en van jou Microsoft rekening. Hy weet nie jou kind moet dokter toe gaan nie. Hy weet nie jou baas is moeilik want daar moet geherstruktureer word by die werk nie. Hy is nie deel daarvan nie. Hy was net die naaste persoon aan jou wat daar was per ongeluk toe jy begin oorloop het. Soos die sneller is dit die bron van jou eie probleme nie, die sneller hierso was net naby genoeg aan jou toe alles begin oorloop het in jou lewe. Die sneller is dit die bron nie. Ons is nie net 'n kwaad samelewing nie, ons is 'n bang samelewing, ons is 'n vernederende samelewing, ons is 'n magtelose samelewing wat geleer het om kwaad te klink en as jy kwaad klink, dan gaan dit dan ook beter met jou gaan. Dis 'n sekond wat jy kwaad is, wat jy bietjie dan kan ook ontlaai. Ons dra ons geldsorge, misdaad wat 'n probleem is, kinders se toekoms pla ons en ouers maak kinders groot en kinders maak bejaarde ouers groot en dinge is buite beheer. Dit voel partykeer miskien kan buite beheer wees. Die Competition Commission het 2026 verslag gewys wat van die druk waarin ons leef en daai druk gaan na jou tafel toe, gaan na jou kostafel toe, gaan na jou kombuis toe, as jy saam met jou familie om die tafel sit. Ons het sedert 2020
het die elektrisiteit 85% duurder geword. Dis baie. En water 68% duurder geword. Dit teenoor 'n inflasiesyfer van wat hulle sê 30%. Hierdie is nie 'n syfer. Dis 'n syfer wat ergens 'n verslag lewer nie. Hierdie syfer is jou syfer wat jou raak. By jou kombuiskaste, by die dokter, by jou kombuistafel. Die groot woord is nie net dan woede nie. Die groot woord is oorlaai. Dit is net te veel vir my. Vrees soek beheer. Vrees sê, ek gaan beheer verloor. Ek kan nie voorsien nie. Woede gee net vir daardie oomblik weer sekerheid en beheer. Genoeg om harder te praat en vorentoe te tree. Teenoor skaamte. Skaamte word hard. Skaamte sê, man, ek het misluk. Ek kon beter gedoen het. Ek is eintlik beter. Ek lyk swak. Daarom sal mans en seuns mekaar buite hennies slaan vanaand 12 uur na 'n paar brandewyne. Net vir 'n oomblik voel ek verskriklik klein en ek voel sterk as ek dit kan doen. Maar dit verskoon nie natuurlik die optrede nie. Hartseer en magteloosheid soek dan ook 'n teiken. Woede is veiliger as hartseer. Ek kan nie die ekonomie regmaak nie, ek kan nie die land regmaak nie, ek kan nie die taksies leer om te bestuur nie, ek kan nie my eie kind se toekoms beheer nie, maar ek kan iemand laat kleiner voel, moes 'n kind beter as myne doen. Sielkundiges noem dit hierdie verskuifde aggressie. Verskuifde aggressie is 'n vroeë vernedering wat bly smeel die binnekant jou. Iets is net nie reg nie en later word hierdie smeel in jou net 'n klein irritasietjie wat dan net die vlam begin aansteek. Ons gedeelte wat ons gaan saam lees is Genesis 4. So jy begin van die Bybel, sal dit moeilik wees om te kry as jy dit soek nie. Dis Kain en Abel. Die mens het met sy vrou Eva gemeenskap gehad en sy het swanger geword. Sy het vir Kain in die wêreld gebring en uitgeroep, ek het 'n man in die wêreld gebring met die hulp van die Here. Sy het weer 'n kind gekry, Abel 'n broer vir Kain. Abel was 'n veeboer en Kain 'n saaiboer. Na verloop van tyd het Kain van die opbrengs van die land 'n offer aan die Here gebring. Abel het dit ook gedoen, van die eerstelinge uit sy kudde, van hulle vet. Die Here het vir Abel en sy offer aangeneem, maar nie vir Kain en sy offer nie. Hier staan nie hoekom dit gebeur het nie. Kain het baie kwaad geword en hy was bedruk. Soos hy het kwaad, jy kan sien as woede, hy het sy kakebeens op mekaar geklem, hy was bedruk. Toe kom die Here hier na Kain toe, hy praat met Kain. Die Here sê vir Kain in vers 6, waarom is jy kwaad? Waarom is jy bedruk? Wag daar nie vir jou blydskap as jy goed doen nie. As jy nie goed doen nie, die sonde wag vir jou daar buite en hy wil jou in sy mag kry. As jy nie goed doen nie, die sonde wag vir jou daar buite en hy wil jou in sy mag kry. Maar jy moet oor hom heers. Ek wil hierdie gedeelte eintlik net saam lees, maar jy moet oor hom heers. Hy waarsku hom voor die tyd. Nou hier kom Kain. Kain het met sy broer Abel gepraat, het seker maar vertel wat gebeur het, wie sin is gevat en aangeneem, en toe hulle in die veld was, het Kain vir Abel oorweldig en hom doodgemaak. Toe vra die Here vir Kain, waar is jou broer Abel? En Kain antwoord, ek weet nie. Moet ek dan my broer oppas? Maar die Here sê, wat het jy gedoen? Die bloed van jou broer roep van die aarde af na my. Gaan net tot sover lees uit hierdie gedeelte van Genesis uit. Genesis 4. Die vuur word sigbaar. Sonde begin en beweeg vanaf die tuin in die huis in. Ons lees daar in die begin van Genesis, dis die oerverhaal, hoofstuk 1 tot hoofstuk 11, en hierdie Kain Abel is so hoofstuk 4 in die middel van hierdie oerverhale van die Bybel.
Adam en Eva word geskep en die skepping is goed en God kyk na sy skepping en God sê die skepping is goed en Adam en Eva wandel in die aand saam met God. Toe gebeur die sondeval ken en daar kom 'n verhoudingsbreuk tussen Adam en Eva. Maar God is nog steeds daar en Eva sê dat God vir haar kind gee en die eerste kind word gebore en die tweede kind word ook vir haar gegee. Daar word 2 broers dan ook gebore. Maar die breek wat in die mooi paradys plaasgevind het, in die skepping en die liefde wat tussen God en Adam en God en Eva en Adam en Eva was, het dan ook begin skade ly as gevolg van die sonde en hulle nie na God geluister het. En nou het die sonde ook beweeg van hierdie pa en die ma af na die kinders wat God vir hulle gegee het wat hier staan, dan ook na die huis toe en in hulle huis in. En die sonde gaan kruip ook dan daarso weg. Kain is eersgeborene en dan maar Abel se naam beteken asem, hevel, asem, 'n sagte kind, iets broos. Kain werk in die grond, hy doen die ploegwerk en Abel hou van die skape, hy doen die skaapwagterswerk en albei van hulle se beroepe is baie eerbaar. En albei van hulle bring, die woord is 'n minha. En 'n minha beteken albei van hulle bring 'n geskenk vir die Here. Dis 'n offer van erkenning. Daar was nou nog nie jy gee jou tiende of daar was nog nie so weet nie. Hy het 'n minha gebring, dis 'n geskenk aan die Here, 'n offer van erkenning, die hand van die Here ook in my lewe. Abel kom en hy bring die eerstelinge en die beste deel. Kain bring die opbrengs van die grond. Vertellers sê nie hoekom God nie Kain se offer aangeneem het nie. Ons weet nie hoekom dit gebeur het nie. So die fokus nou hier of wat 'n soort offer moes gebring het of hoe die hout gepak moes gewees het, is nêrens 'n aanduiding van 'n rede hoekom God een sal aanneem en nie die anders een sal aanneem nie. Dit staan nie in die teks nie. Die teks leer nie enige tegniek of offertegniek of rede nie. Die vraag is dus, wat die teks vir ons vra, wat doen Kain wanneer God se antwoord nie die antwoord is wat hy wou hê nie? Wat doen Kain wanneer God se antwoord nie die antwoord is wat hy wil hê nie? En daar staan in hierdie gedeelte in die Bybel sy gesig vertel die waarheid, soos baie van ons se gesigte nie. Vers 5 sê, Kain word baie kwaad. Die woord wat daar ook in die ou taal, daar in Hebreëus gebruik word, hara, dra die beeld van brand. Dus sy gesig het eintlik aan die brand geslaan, sy gesig het dan ook geval, sy kakebeen het afgekom en sy kake het op mekaar styf geklem en sy oë het gesak. Dit is hara, dit het begin brand en sy skouers het verander. Die liggaam van mens vertel die waarheid nog voordat daar eintlik iets by jou mond uitkom, daardie liggaamstaal van jou. En dan doen God in hierdie verhaal iets buitengewoons. Dit is vir my buitengewoons. Hy kom nie na Kain toe en raas met Kain nie, hy kom nie na Kain toe en verneder hom nie. Hy gaan na Kain toe en hy waarsku vir Kain. God gaan weer eens na die mens toe en hy sê vir Kain, waarom is jy so kwaad? Waarom is jou gesig so lank? Waarom het jou gesig geval? Hoekom lyk jy hierdie hara? Jy brand, jy gloei so sommer. Die wonder is nie dat God na die moord gepraat het. En die wonder in die verhaal wat ek nou net weer saam gelees het, dat God gekom het en voor hierdie gebeur het, hulle veld toe is, het God alreeds met Kain gepraat. God praat by die deur. God praat met die potensiële dader van hierdie oortreding terwyl die broer nog lewe. God se eerste vraag is, God vra nie omdat hy nie weet nie. Hy vra vir Kain omdat Kain dit moet weet. Hy sê vir Kain, wat gebeur nou binne in jou? Ekskuus. Hoekom is jou gesig so rooi? Hoekom hang jou gesig? Wat gaan aan binne op jou? Nou let op die volgende woorde.
Dis nog voor die veld, voor Abel se bloed, voor die eerste moord. Woede was alreeds daar. Vernedering was alreeds daar. Skaamte was alreeds daar. En die woede daaroor is nog steeds daar. Maar Abel leef nog. En God gaan en God praat met Kain oor dit wat in sy hart aangaan. God sê vir jou, Kain, daar by die deur, hurk daar iets wat op jou gaan spring. Daai Hebreëse woord is iets wat gaan hurk, wat regmaak dan om bo op jou te gaan duik, en dis die sonde. Die begeerte is werklik. God kom, Kain, ek waarsku vir jou, hierdie begeerte is werklik, daar's 'n gevaar by hierdie deur. As jy by daai deur gaan uitstap, as jy gaan doen wat jy wil doen, gaan dit wat daar hurk, die sonde, gaan bo op jou, dan gaan spring. Die gevaar is naby. God sê dit vir hom. God sê ook, jy moet daaroor heers. Dis een van die mooiste gedeeltes. Kain praat met my. Kain, ek sien jou. Kain, ek weet wat gebeur binne in jou. Maar ek sê vir jou, jy kan daaroor heers. God gaan nie vir Kain sê, heers daaroor, as hy nie weet, Kain kan daaroor heers nie. God sê, Kain, heers oor hierdie sonde. Daar is ook dan nog hierdie oomblik, hierdie keuse wat vir jou gegee word. Nog 'n gesprek, nog 'n kans om die bang, om die skaam en vernedering. Dit is vernederend. God, neem my offer aan. Ek gee my beste deel. Ek doen wat ek moet doen. Ek werk hard. Ek gee die geskenk aan God. God, ek gee die geskenk. Baie dankie vir wat U vir my gedoen het, en God kom en God aanvaar dit nie. Dis vernederend. En ek weet nie hoekom nie. Hoekom doen God dit met my? Nog 'n gesprek wat God vir my gee, nog 'n kans om my bang skaamdeel na God toe te bring, want God kom eerste, dan na my toe, na Kain toe. Soos voor die snap is daar nog 'n deur. Ons sê baie maklik, ek het net gesnap. Maar voor die snap was daar in hierdie gedeelte 'n stywe kakebeen en 'n rooi gesig en 'n storie wat sê, niemand sien my raak nie. Niemand sien dat ek verneder is nie. En ek gaan hom wys. En dikwels ook God se sagte vraag, wat gebeur binne in jou? Voordat iemand anders daarvoor betaal. God kom vandag ook na jou toe en vra, wat gebeur binne in jou? Wat's besig om binne in jou te gebeur? Voordat iemand anders daarvoor moet betaal. En dikwels ook God se sagte vraag, wat gebeur? Ek het dit tweede keer gesê, wat gebeur met iemand wat daarvoor moet betaal? Hoekom moet hy daarvoor betaal? Kain antwoord nie. Vers 8 is skrikwekkend kort. Hy praat met Abel en hy gaan veld toe. Daar is 'n deur tussen die emosie en die daad. Daar's 'n deur wat God sê, hier's 'n deur. God sê, daar wag iets wat hurk, wat gereed is om te spring. Die sonde, Kain, praat met my. God wys jou die broer. Hy wys jou die mens wat vir jou onverwerkte pyn gaan betaal. Kain kom en hy slaan dan ook die verkeerde mens. Kain is kwaad oor God se reaksie. Kain is kwaad vir God, want God aanvaar my nie. Maar hy slaan vir Abel. Abel is maar net daar. Abel is seker die enigste ou wat daar is, maar hy slaan vir Abel. Abel het hom nie verwerk nie. Abel het nie God se besluit geneem nie. Daar staan nie in die gedeelte, Abel het vir Kain geterg nie. Daar staan, Abel se gesig het gehang, sy kakebeen op mekaar gekner, sy gesig was rooi gewees, toe gesels hy en Abel eers. Soos Abel is die naaste beskikbare teken wat Kain het. Dit is Kain in die kombuis, dit is Kain in die verkeer, Kain by die braai, Kain op die WhatsApp groep, of veral Kain wat daar by die beeld se kommentare, of Netwerk 24 se kommentare, daar agter die keyboard,
so braaf is, dis Kain op die WhatsApp groep. Ek is seer gemaak, ek is deur iets groots en ingewikkeld, maar iemand gaan daarvoor betaal. Waarom is jy kwaad? Wat brand? Wat maak jou bang? Wat laat jou hart seer voel? Wat probeer jy met jou woede beskerm, vra hierdie gedeelte jou vandag. Nou kom God en hy vra vir Kain. Kain, waar is jou broer? Wees gewond. Wie het betaal vir iets wat hulle nie veroorsaak het nie? Daarom soek die hart iemand. Jou hart soek 'n taxi, jou hart soek die skynsregter, die hart op hierdie stadium, mense kry swaar, dan soek hulle buitelanders, die buitelanders gaan, wat moet net loop, dan gaan alles regkom, iemand anders, 'n taal, politiek. Miskien betaal jou vrou by die huis, omdat jy by die werk swaar kry en by die werk verneder word. Jy kan net by die huis 'n klein bietjie baas wees, en iemand moet die skuld kry dat ek so swaar kry. Woede is dikwels die leiwag van iets sagter. Die gevaar is dat die leiwag dan die verkeerde mens gaan aanval. Wat gebeur binne in jou? En wie betaal daarvoor? Die bloed praat 'n beter woord. Dit staan in Hebreërs 12 vers 24. Na die moord vra God, waar is jou broer Abel? Kain antwoord, ek weet nie. Moet ek my broer dan oppas? Natuurlik weet hy nie. Hy gaan nie sê nie. Hy weet sy broer is nie meer daar nie. Sy Job. En hy moet sy broer oppas. Hy sê, hoekom is ek die oppasser? Abel is, broers pas mekaar op. Ons in kerk pas mekaar op. Ons slaan nie mekaar dood en dan sê ons weet nie waar die ander persoon is nie. Ons as familie slaan nie mekaar dood en dan sê ons weet nie waar die ander een is nie. Jou broer mag nie onbelangrik vir jou wees nie. God sê, die bloed van jou broer roep van die grond af na my. Die wêreld kan 'n slagoffer wees, jou huisgesin kan 'n slagoffer wegsteek, die familie kan stil bly, maar God hoor bloed. Abel roep om waarheid en reg. God ignoreer nie onskuldige mens wat deur iemand anders se onverwerkte pyn moes betaal. Hebreërs 12 vers 24 wat ek net nou genoem het, Jesus se bloed getuig van iets beters as Abel se bloed. Dis nie minder waarheid nie, meer genade wat die kringloop van vergelding dan ook oopbreek. Jesus is daardie onskuldige broer. Jesus is die man wat goed was en wonders dan ook gedoen het. Maar as Jesus wat sonder sonde is die man wat bang, bedreigde skare op hom skree. Alles wat in hulle harte saamloop, alles waar hulle swaar kry, die Romeine wat hulle onderdruk, haal hulle uit op Jesus en hy gaan na Golgotha toe. Jesus neem die geweld op hom en hy antwoord, ek vat die geweld, Vader, vergeef hulle. Hulle weet nie wat hulle doen nie. Jesus vergeef hulle. Hy vra die Vader om hulle te vergeef. Sy genade gee nie toestemming om goed weg te steek of om goed te laat weggaan. Sy genade gee nie toestemming om goed weg te steek. Dit maak die waarheid, vergifnis en herstel moontlik. Jesus se genade maak herstel moontlik, maak waarheid moontlik en maak herstel moontlik. Jesus kom nie en hy gee ons 'n nuwe vyand om te haat nie, hy gee ons oor en hy gee ons broer vir ons terug. En nou is die deur weer oopgemaak deur Jesus en ons het weer die geleentheid om te gaan stil staan by die deur. Bring die bang, bring jou skaam, bring jou vernedering, bring hy moedelose gedeelte van jou lewe na God toe, want God kom na jou toe, ook deur Jesus. Voor jy jou woede op die slagoffer, die ou naaste aan jou, dan ook gaan uithaal. 4 klein dingetjies wanneer hierdie vuur naby kom.
die ding wat buig by die deur, wat gereed is om te spring, stop. My gesig het geval, ek voel my gesig word rooi, iets brand in my. Noem dit. Sê dit vir die Here. Wat doen jy as jy kwaad is? Jy sê dit vir die Here. Wat doen jy as jy kwaad is vir die Here? Jy sê vir die Here, ek is kwaad. Ek is bang. Here, ek is verneder. Here, ek skaam my. Here, ek treur my. Noem dit. Noem wat pla. Gee dit vir die Here, want Here kom na jou. Hy sê, Kain, hoekom is jou gesig so rooi? En dan kyk jy wie staan die naaste aan jou wat kan seer kry. Dan beweeg jy weg van die persoon op wie jy jou verlies, jou teleurstelling, jou vrees en jou woede wil uitlaat. Dan kom jy, dan bring jy dit wat daar in jou hart aangaan en jy vat dit na God toe. Jy praat met God of met 'n veilige persoon, iemand wat jy ken. Loop weg van die deur af as jy moet. Draai om en loop weg en kry hulp voordat jy by die veld uitkom. En as daar reeds 'n Abel in jou lewe is of 'n Abel in jou lewe was, gaan soek hom. Gaan soek. As God vir jou vra, Kain, waar is jou broer? Dan sê hy nie, ek weet nie. Is ek my broer se oppas? En dan sê hy, Here, ek sal gaan soek. Maar Christus se genade gaan weer help om te herstel. Dan jou huis toe gaan vra vandag. Wat probeer jy met jou woede te beskerm? Wat is daar binnekant wat regtig so seer maak en so vernederend is dat jy so kwaad sal wees? En wie gaan betaal vir iets wat hulle nie veroorsaak het nie? Op wie haal jy dit uit, dit wat nie hulle skuld is nie? Kom ons bid saam. Here, Jesus, ons skuldige broer en ons redder, ontmoet ons by die deur. Wys ons die vrees onder ons woede, die skaamte wat ons wegsteek, die hartseer wat ons nie wou oorhuil nie, en die magteloosheid wat ander mense klein maak. Gee ons moed om te antwoord voor iemand betaal. Laat die bloed 'n beter woord oor ons huise, paaie en land spreek, waarheid, genade en 'n nuwe begin. Amen. Môre in die kombuis, môre in die verkeer, mag jy kan sê, hier Here, hy leef nog. Ek het hom nie laat betaal nie. Die deur is nog oop. God praat nog. En jou broer is nog by jou.